episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jaco de Beer. Goeiemôre aan al ons luisteraars en ook Gerry saam met my vanoggend in ons virtuele ateljee en goeiemôre daar ook aan Gerry se hond wat saam gesels. Klink my ook lekker vakansie Gerry. En nou ja, ons is nie noodwendig op vakansie vandag hierso nie. Ons is hier om oor 'n baie groot en belangrike onderwerp te praat. Dit is Paasnaweek. Môre is Goeie Vrydag. En wat 'n ironie is dit nie, dat mens die dag waarop die onskuldige wreedaardig vermoor is, die Goeie Vrydag noem, maar vir ons is dit die Goeie Vrydag, dat die onskuldige vir ons gesterf het. En so ons wil met hierdie spesiale opname wil ons so 'n bietjie kyk na die Paasgebeure, wat vir die Goeie Vrydag gebeur het, en ook Opstanding Sondag, en ons wil dit graag doen in die lig van die verskillende mense wat daardie dag, natuurlik nie almal nie, maar 'n paar belangrike mense wat ons gedink het, ons wil gesels, daardie dag betrokke was, en die verhaal van Jesus se sterwe en opstanding in deur die mense wat daar teenwoordig was, goed en sleg, wat deelgeneem het aan sy moord, maar ook die wat op 'n spesiale manier dan ook geraak is, soos Petrus en die berouvolle misdadiger langs hom, en ook die Romeinse soldaat, ensovoorts. So Gerry, dit is ons kort inleiding vir volgende episode. Goeiemôre aan jou. Ek hoop dit gaan goed daar by jou. Ja, dankie, dit gaan baie goed. Ja. Iets kort inleidings van jou kant af voor ons wegspring met van die verskillende name. Ja, ek dink ons kan maar net voortbou op jou gedagte dat dit die verskriklikste dag in die wêreld se geskiedenis was, maar waaroor gelowiges kan sê dis 'n goeie Vrydag. Die wêreld wat so te kere gaan oor Swart Vrydag, dit was wat ons Here Jesus in ons plek deurgegaan het, hy het God verlatenheid ervaar, ter wille van ons, en daarmee saam natuurlik dan die opstanding. Dit is wat 'n vreugde. Ja, en dis ook merkwaardig, die Bybel praat van die woord gospel, is mos 'n Engelse woord, wat eintlik ook goeie nuus beteken, wat uit die Bybel uitkom. Evangelie beteken goeie nuus, en is ook die idee van Goeie Vrydag. So Goeie Vrydag is goeie nuus vir sondaarmense, skuldenaars, wat onder die oordeel van God staan, die ewige oordeel van God, sonder enige uitkomkans, en weens Goeie Vrydag, natuurlik, Sondag het gekom, na Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, waar sonder die goeie nuus ook niks sou beteken het nie, omdat ons Here Jesus opgestaan het. So goed, kom ons begin by eerste karakter wat ek dink ons bietjie kan gesels oor, Gerry, en dit is Pontius Pilatus. Sy teenwoordigheid, sy rol, is natuurlik die ou wat gesê het, ek was my hande in onskuld, en gedink het daardeur kan hy homself van die skuld ontneem. Miskien ook daai bekende gedeelte waar sy vrou, waar die Here ook weer op 'n besondere manier deur sy vrou rol gespeel het, nie die droom wat sy gehad het, en ek preek nou nogal oor Barnabas se verhaal waarin daai gedeelte voorkom. Barnabas se verhaal, en waar sy gekom en gesê het, maar ek het baie swaar gekry gisteraand in 'n droom, met niks met hierdie regverdige man te doen nie, en Pontius Pilatus wat sy hand in onskuld was, bedink met hierdie daad wat hy voor mense doen, onskuldig hy homself, en waardeur ons maar daardeur sien dat die Here waarsku ons teen halfhartigheid. Het is onmoontlik om die waarheid te sien en tog nie daarvoor te kies nie, want ware geloof vra dat ons insig het en eerlik opreg sal wees oor ons eie sonde, ons eie aandeel aan Jesus se dood. Ons kan nie neutraal bly voor Christus nie. Hy konfronteer ons almal met 'n regverdige keuse. Wat sou jy sê oor Pontius Pilatus? Man, eerste die skrikwekkende, elke Sondag bely ons dat ons Here Jesus onder Pontius Pilatus gelei het. Om te dink dat jou naam deur die wêreldgeskiedenis
deur hoeveel jare al onthou word as iemand wat die regverdige onregverdige oordeel het. En dan as ons bietjie na die omstandighede gaan kyk, hy het maar net alles gedoen wat hy kon om aan sy eie mag, sy eie posisie vas te hou, sy eie koninkrykie te bou, so ons dit so wil stel. Want as hy nie die Jode rustig sou hou nie, sou iemand wat bo hom aangestel is gekom het en hom uit sy posisie uit verwyder het. So die verskriklike wat ons in hom sien, hy probeer homself net veilig hou, en dan soos hy genoem het, daardie handelinge, van hy was sy hande in onskuld, so asof so 'n daad hom nou gaan verontskuldig. Ja. Vir my verteenwoordig hy nog al die massas, nê? Want jy het mos maar altyd jou groot reaksies links en regs van 'n saak. Jy het jou, as ons selfs dink in ons eie politiek, jy weet, jy het altyd jou linkse ewige aktiviste en jou regse ewige aktiviste, as mense so kan noem, mense wat baie uitgesproke is oor 'n saak links of regs van 'n onderwerp of 'n persoon. En dan jy altyd hierdie groot massa in die middel wat op 'n paviljoen sit en die saak beskou, en as jy hom iets vra, sê nee, ek kyk net, ek het nie iets te sê oor die saak nie. En dis nou so asof jy neutraal teenoor Jesus kan staan. Ja, presies nou net dit. En as jy nou vat in 'n land soos ons waar, as jy na Stats SA, die Engelse woord, kyk, statistiek in Suid-Afrika kyk, en beweer 80% van ons land is Christene, né? Maar jy sien wat in ons land aangaan. Aborsie, homoseksualiteit, absolute vrysinnigheid, basies oor alles. En jy sien dit nie deurkom in die manier hoe gestem word nie, maar ook in die manier hoe mense leef nie. Dan sit jy met hierdie neutrale massa en almal was in die hande in onskuld. Nee, ek sê niks sleg teenoor Jesus nie. Ek wonder so 'n bietjie oor hom, ek is onseker oor hom, maar ek het niks teen hom nie. Jy weet. En dit is die leuen wat Pontius Pilatus in ons verhou. Nee. En dit verteenwoordig maar die gemiddelde mens, almal van ons. Jy het nie die kans om te sê ek was my hande in onskuld oor Jesus nie. Jesus se koms roep almal tot 'n vaste keuse van geloof. Ja, dit is Pontius Pilatus. Nog ietsie wat jy wil byvoeg voor ons miskien bietjie oorgaan na die ander groot figuur? Ja, ons kan maar aangaan. Ek dink dan maar net soos ons praat aan Psalm 2. Verdringing dryf die wilde heidendom, en dat mense, soos jy gesê, dit baie keer wil amper af of goed praat. En sê maar nee, dis nie waarmee ek besig is nie, maar as jy die Here Jesus voor jou staan, is daar net een van twee keuses. Daar is nie hierdie gemaklike middeweg wat baie soek nie. Die volgende karakter, Gerry, is Barabbas, geweldige moordenaar, né? En ek het nogal, ons het Woensdag aand by die kerk se bid hier en Bybelstudie, toe ek vir die mense so kort inleiding gegee oor die preek, en ek preek môre in ons goeie Vrydagdiens oor Barabbas, daai gedeelte oor Barabbas, Matteus 27 vers 15 tot 26. Ja, dis 'n merkwaardige beeld van Barabbas. Die naam Barabbas beteken vader van die seun. En dit herinner my aan die Here se soewereiniteit, nê? Eerstens, dat daar op daai dag iemand in die tronk sal wees met die naam Barabbas, wat 'n sinspeling het op vader van die seun. En ons weet by die Here is niks toevallig nie, dat dit so 'n dubbelspeling sal wees, 'n woordspeling sal wees, dat daar ook 'n ander vader van die seun op die toneel sou wees daardie dag. Die ware vader van die seun. Seun van die Vader. Die seun van die Vader, ja, natuurlik. En dan ook die Barabbas wat ons almal maar verteenwoordig, die uitverkore seuns van die Vader wat maar almal soos Barabbas was. En as ons natuurlik nou terugkyk na Pilatus toe, en dan kan ons vir mekaar ook sê dat die wat net die gemiddelde goeie lewe lei, maar nie veel hoe Jesus sê nie, is niks anders as Barabbas nie. Het maar ook daai dag in die tronk gesit en was verhoor afwagtenis. Want Jesus het mos gesê, as jy net vir iemand sê jou idioot, het jy moord gepleeg. As jy net in jou gedagtes na iemand, 'n vrou of 'n man met wie jy getroud is en kyk en begeer, het jy oorspel gepleeg. So
Die Here evalueer ons maar almal as moordenaars, Gerry. Ons was almal voor ons by die Here Jesus uitgekom het, Barabbas. Moordenaars, oorspelige moordenaars wat in die tronk gesit het, daai dag. En wat uitverkore seuns en dogters van die Vader was, maar vyande van die kruis. Romeine 5, hy het kom sterwe vir ons toe ons nog sondaars was, vyande van die kruis was. En die onskuldige seun van God, seun van die Vader, het daardie dag die plek ingeneem van elke Barabbas, uitverkore Barabbas, wat eendag die Vader sal aanroep as onse Vader. En sonder daai uitruil transaksie, as mense so wil stel, wat daardie dag plaasgevind het, sal nie een van ons, ek en jy sal nie eens kon gesels het oor hierdie insident vanoggend. En sou nie die reg of die voorreg gehad het om te mag roep onse Vader, Abba Vader nie. Ja, Barabbas bring inderdaad 'n groot boodskap na ons. So Gerry, wat sê jy? Ja, ons sien dit in hom, ons sien dit in Pilatus, ons sien dit aan die misdadigers aan die kruis. Ja. Ons almal staan skuldig. Barabbas is so duidelik, hy was 'n berugte misdadiger. Daar was nie 'n vraag oor, is hierdie man nou skuldig of nie. En dan hoor hy hierdie nuus, wel, jy kan vrygaan. En nou sonder om te wil byvoeg wat in die woord staan of inlees, maar hy gaan vry, die skuldige gaan vry sodat die onskuldige, deur die onskuldige wat in sy plek kom staan. En soos hy sê, dit is ons almal. Ons almal staan skuldig voor God. Maar Christus kom en deur hom is daar die vergewing en die lewe as ons glo, as ons dit nou by die twee misdadigers aan die kruis later sien ook. Ja. En baie interessant, die twee loop eintlik baie naby mekaar, die skare wat daar teenwoordig is, nê? Want ons is ook in daai skare. Die skare verteenwoordig ons ook maar. Kruisiging. Ja, die groot ironie vir my van die saak is, ek het nogal toe ons in ons Bybelstudie Woensdag praat oor die situasie toe, en ek is ons nou 'n predikant op die Kaapse vlakte, en die bende geweld en goede is geweldig in die mense se gedagtes op die oomblik, en soos dit maar in die Kaapse vlakte is, die meeste mense weet wie is die groot bende leiers en wie is die naam en waar bly hulle, en ek kon vir die mense 'n bietjie vra, weet, dink bietjie in jou gedagtes. Voor Vrydag is daar hierdie groot bendeleier, sy naam is Barabbas, in ons tyd, hy is in die tronk, hy het al soveel mense op sy kerfstok, en hy het al soveel familielede en kinders doodgemaak, gruwelik doodgemaak, en jy weet daarvan, en jy ken hom, en hy was in jou buurt, en hy het selfs dalk van jou eie familielede vermoor, ensovoorts. En hy is verhoor afwagtend, en die skare wat hom voor hierdie insident so baie graag aan die kruis wou sien, is dieselfde skare wat nou skielik omdraai en roep, laat Barabbas vry, kruisig Jesus, en hulle ken vir Jesus, hy was in hulle midde, hulle het hom gesien. Jesus het geen mens skade aangedoen nie. Hy is die een wat melaatses aangeraak het, wie jy nie eens aangevat het nie. Hy is die een wat melaatses gesond gemaak het. Hy is die een wat Lazarus opgewek het, mense getrou is het. Hy is die een wat, as hy al hoe moeg was, hy het verbygestap, en daai man wat daar langs die kant van die skare gesit het, geroep het, seun van Dawid, wees my genadig. Hy het hom gehoor, gestop het na hom toe gegaan. Wat het Jesus gedoen, dat die skare so bloeddorstig moes opstaan teenoor hom, terwyl hierdie man wat daar gesit het, hulle baie goed geken het, en dalk al van hulle familielede vermoor het. En dit bring ons maar by ons eie reaksie weer eens, Gerry, dat, want dit staan daar in die teks in Matteus 27, hoe die hoofpriesters en die geestelike leiers en die mense, die skare opgewen teen Jesus en vir Barabbas, en dit laat ons ook maar baie in ons eie politieke situasie dink, hoe mense so opgesweep word, meer gesteer word met valse narratiewe en stories, en die bedrieglikheid van ons eie hart, dat ons die waarheid so sal verloon in 'n oomblik, verander van teen Barabbas na teen Jesus, of vir Barabbas en teen Jesus. En dis maar die bedrieglikheid van die menslike hart, ons eie bedrieglikheid. En jou, Gerry, wat dink jy daarvan? Ja, kyk, dis skrikwekkend wat die skare geskree het, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Hulle sal sommer hulle nageslag ook intrek. En ek dink baie van die
wat ons hier sien het te doen ook met die feit dat Jesus nie by die mense se eie idee van wie die verlosser moet wees inpas nie. Hy het nie gekom om hulle van die Romeine te verlos of om hulle hemel op aarde te gee nie. En daarom is daar so hierdie ontevredenheid met hom. Ja. Wat mense net besluit, nee, ons wil hom nie hê nie. Dit is, ek het eintlik die woorde om dit uit te kry nie, dat sy bloed op ons en ons kinders kom nie. Ja, dit my het baie dink aan, net voor ons oorstap na die volgende een, my baie dink aan Romeine 3, nee, waar Paulus beskryf van daar's geen vrees in hulle nie, hulle het geen respek vir God nie, hulle voete is vlugtig tot moord, van een oomblik so, die volgende oomblik so, jy weet, jy sal van 'n staaner, iemand wat staan vir geregtigheid, gaan na iemand wat 'n deal sal maak, sodat jy 'n voordeel kan trek, nee. Ja. Hoe ons eie voordeel maar altyd op die agtergrond is, en ons eie bevordering, en ons eie emosies, maar altyd op die agtergrond is, en die skare roep ons op dat ons vir die waarheid altyd sal staan, al is ons in die minderheid, en al is die voordeel so groot vir ons, dat ons nie agter ons eie emosies sal aangaan nie. En ons moet ook nie, ek val jou in die rede, ons moet nou ook nie dink wel gelowiges is soveel beter as ander mense, ons het dit nou verdien nie. Ons kan maar Paulus se woorde in ons hart hou, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos, van wie ek die grootste is. Dit wat ons elkeen moet besef oor die Paastyd. Ja, en die volgende bring ons ook by 'n bekende figuur daar by die kruis, die Romeinse soldaat. Het in die einde, ek meen, in die begin was hy maar deel van die situasie, van die spot en van die mishandeling, van die straf en van die alles wat met Jesus gedoen het, die wreedheid, hy het deelgeneem sonder dat hy werklik besef het waarmee is hy besig. Maar tog het in die einde op 'n baie kritieke oomblik sien ons iets ook in sy hart verander. En ek kan myself die toneel indink waar hy eers lekker deelneem en aangaan en in 'n oomblik die lig in die sluier bietjie deurskyn in sy eie hart en die sluier van sy oë weggetrek word en hy so opkyk na die kruis en hy sê waarlik, waarlik, hy was die seun van God. Maak hy 'n geloofsbelydenis, die grootste geloofsbelydenis wat enige mens kan doen. Dit probeer ons ook wys hoe die evangelie deurbreek na verskillende tipe mense toe. Jy weet, in hierdie geval 'n geharde Romeinse soldaat wat al soveel kruisigings gedoen het, wat al soveel keer daar by so 'n kruis gestaan het en 'n misdadiger gesien hang het en in absolute lyding, pyn verduur, maar tot hierdie gevolgtrekking kan kom. Wat dink jy sê die Romeinse soldaat vir ons? Ja, en ek het nie baie om by te voeg oor wat hy sê nie, maar die aangrypende dat hy tot daardie belydenis kon kom. En om dan te besef, maar daar is baie mense wat alles gesien het wat gebeur het en alles gehoor het wat ons Here Jesus gesê het en alles gesien het wat hy gedoen het en steeds nie geglo het nie. En dan kry mens mense soos ons wat nou hoeveel duisende jare later kan glo. So dit wys vir ons, sien in die Romeinse soldaat, geloof is 'n geskenk van God. Dis nie iets wat die mens self kies nie. Ja. Dit sê ek nogal vir my iets, en ek dink nou weer so 'n bietjie uit my eie konteks uit. Jy weet, ons wat in sekere omstandighede groot word, middelklas omstandighede ensovoorts, beskou ons self nie as so ver agter in die sonde nie en ons beskou mense in ons omgewing meer bereikbaar vir die evangelie ensovoorts. Maar 'n geharde man wat al soveel moord en doodslag gesien het wat in iemand se oë 'n lewe kon neem. Die Romeinse soldaat nie, die evangelie is, so 'n persoon is nie bereikbaar die evangelie nie. Maar in die Romeinse soldaat sien ons dat maak nie saak hoe hard en hoe diep die onkundigheid en die hardheid is nie. God kan deurbreek en hy sal elke uitverkorene, maak nie saak wie hy is, waar hy is en hoe hard en hard hy is nie, met die waarheid van die evangelie bereik en harte verander. En dit gee ons natuurlik groot hoop met die verkondiging van die evangelie.
dat die Here enige mens kan bereik. Die volgende een wat ons nou wil kyk is natuurlik die vroue by die kruis. Die evangelies maak dit aan ons duidelik dat daar baie van die vroue was, of 'n paar van die vroue van hulle was, by verskillende name. Die twee Marias onder andere was daar naby die kruis. Hulle het naby gestaan, hulle het die gebeure gesien en hulle was baie hartseer en hulle het die ding baie intens beleef. Hulle het naby gestaan, hulle het Jesus se lyding gesien, hulle was baie lief vir hom. Die evangelies vertel vir ons hoe hulle hom bedien het, hoe hulle deel van sy bediening was. Maar dat hulle ook op hierdie oomblik, in hierdie donker oomblik, daar naby staan en totaal verward. Ek kom indink hoe verward hulle moes wees. Ek meen hulle het saam met hom gewandel, net soos die disippels vir 'n lang tyd. Beloftes gehoor wat hy gegee het, maar ook nog nie heeltemal seker wie is hy nie. By tye seker sy woord gevat en sy beloftes gevat het, maar tog ook nou in hierdie oomblik, maar wat nou? Ek meen, is dit regtig wat hy bedoel het? Dat hy so gaan ly en gekruisig word, en Maria sy eie ma was daar deel van die groepie. En is die verwardheid in die eie disippels van Jesus in hierdie oomblik lees speel. Maar tog is daar ook 'n duidelike boodskap hier vanuit hulle na ons toe, is dat 'n ware liefde vir Christus hou vas, selfs in lyding en onsekerheid. Disipelskap beteken nie net om hom te volg wanneer jy sy seëninge gaan beleef nie, maar ook by hom te bly in sy pyn en lyding. Dis ook 'n groot boodskap wat die Here Jesus vir ons gegee het. Met die baie lyding sal ons die koninkryk ingaan, deur baie swaar kry. En op 'n manier verteenwoordig hierdie vroue in hulle verwardheid, verteenwoordig hulle tog hierdie klein liggie van geloof wat die Here baie keer in sy kinders plant. Selfs in die beginfase van ons geloofspad is klein. Die donker is nog so weldigend om ons, maar die krag van geloof wat hierdie vroue tog by die kruis laat wees en hulle ook getrou laat bly aan Jesus. En hoe Jesus ook spesiaal by hulle uitkom, ons sal net 'n bietjie praat oor die opstanding Sondag, hoe die Jesus ook spesiaal dan by hulle uitkom, hulle geloof verder te versterk en te wys wat hy gesê het is waar. Gerrie, iets van jou kant af hier. Ja, Maria wat daar staan, ons Here Jesus se ma, dit laat mens dink aan Simeon se woorde, die profesie kan mens sê, toe Maria en Josef die klein Jesus na die tempel toe gevat het om gereinig te word, of nie om gereinig te word, om aan God gewy te word. En dan sy woord daarna, maar wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Ek wil enige ma, sy voel dit wat haar kinders voel, baie intensief ook. En daar staan sy, en dan saam met natuurlik die besef, maar dit is die pad wat die Here bepaal het. En dan om te sien hoe ons Here Jesus ook daar aanhou om vir haar te sorg. Al die disippels wat weggehardloop het en Johannes wat dan teruggekom het en dan wat hy vir Johannes sê, maar daar is jou ma, en vir Maria sê, daar is jou seun, wat hy sorg, daar word vir sy ma gesorg. So ons sien in hierdie vroue, deur hulle bediening in die evangelie, altyd versorgend, daar by die kruis, sien ons die Here se genade, hoe geloof werk. En dan natuurlik die bekende verhaal oor die twee misdadigers by die kruis, wat al baie keer gebruik is om die wonderlikheid van die verlossing uit te beeld, maar natuurlik ook in my opinie misbruik is, veral met die een wat toe wel in berou uitroep, waar die geloof en bekering afgeskaal word, so afgeskaal word na kom ons noem dit cheap grace. As mens die Engelse goedkoop genade. Nou dit is vir my baie snaaks om te sê, maar dit is so vry radikale genade wat hy daar gekry het, maar ons moet mooi kyk in wat hy gesê het en wat hy regtig gesê het, en ons het nogal gisterand se Bybelstudie daarop spesifiek oor gegaan. Maar kom ons kyk eers dan na die een ou. Hulle het albei eers saam gespot en geskel en te kere gegaan. En hy was die ander evangelies sê dat hulle maar albei saam hier bespot het. Weer soos met die Romeinse soldate. Om daar diepe inkeer by hierdie een. Nou wat sal 'n mens van een oomblik dat jy so naby, so hard, en die een ou wys weer die hardheid
van soos die skare, die hardheid van die hart van die mens, dat jy op die randjie van die dood volhard in jou sonde en bly vloek en skel en bespot. En dat op die randjie van dieselfde dood wat die ander een deelgeneem het, draai die een om en hy besef maar, hy is die skuldige en hy bestraf selfs die ander ou. Hy sê, ek en jy is die skuldige in hierdie saak. Ons verdien. Hierdie is onskuldige man, hierdie is die regverdige man, hy het niks verkeerd gedoen nie. Ek en jy hang hier en verdien ons straf. Maar vir my is die merkwaardigste is sy woorde toe aan Jesus. En daar's baie diep dinge daarin wat ek dink ons baie keer mis en hoekom ek sê die teks baie keer misbruik word. Want baie mense sal bijvoorbeeld sê, ja, hy het eintlik eens regtig mooi geweet wie Jesus is nie. So wat die belydenis van wie Jesus is baie afskaal, baie mense sal, kan ek sê, hierdie goedkoop genade of dan hierdie goedkoop evangelie, nee, jy hoef nie regtig te weet wie Jesus is, jy net 'n baie vaar begrip het, maar hierdie ou het eintlik 'n baie diep begrip gehad. Hy sê vir Jesus, vandag, as jy in jou koninkryk kom, dink aan my. So hy het geweet Jesus is koning en hy is die koning van 'n hemelse koninkryk. Hy is die koning van, hy is die seun van God, hy is die koning van God se koninkryk. Hy is die een wat finaal gaan besluit oor my weg na die hel of die hemel. Hy is die een wat die oordeel in sy hande het. En die tweede ding wat hy doen is hy sê nie, asseblief ek wil daar wees nie, hy sê dink aan my as jy daar is. Hy aanvaar sy straf. Hy het 'n baie diepe insig in sy eie sonde en oordeel. En hy aanvaar sy regverdige straf. Hy sê eintlik vir Jesus, ek gaan nie daar wees nie, ek gaan hel toe. Maar spaar met 'n klein oomblik vir my, sou jy weer terug wees in jou koninkryk. En dit is natuurlik vir my die teken van ware geloof. Wat is ware geloof? Is hierdie man se belydenis. 'n Diepe insig van jou eie sonde, maar ook 'n regverdige aanvaarding van jou regverdige oordeel, dat jy nie vereis, ek moet gered word nie. Inteendeel, Here, as U my nie red nie, is dit goed so, want ek verdien dit. En natuurlik dan so basies gooi hy vir homself totaal in die genadige hand van God, en sê, U kan kies, Here, basies. En die Here Jesus, soos wat hy is, en hy gesê het, ek sal niemand wat na my toe kom uitwerp nie, gee hom genade. En dan die vaste belofte wat ons in ons redding het, vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Paulus wat sê, as jy jou oë toemaak, buite die liggaam, teenwoordig by God. En dis ons groot troos, ons groot hoop wat ons by hierdie man sien. Gerrie, iets wat jy kan byvoeg oor die verhaal van die twee? Ja, ons moet dit nie as 'n verskoning gebruik nie. Baie mense sal hierdie misdadiger wat tot geloof kom en sien, maar kyk, hy het gelewe soos hy wil en op die heel einde het hy net vinnig ietsie gesê en gedoen. So dink baie die goedkoop genade waarvan jy praat. So dink baie mense, maar ag, ek kan uitstel. En ons moet besef, nie een van ons is môre gewaarborg nie. En wanneer die Here jou konfronteer met wie hy is, dan is daar nie tyd vir uitstel. Dis die ander ding wat ons by hierdie misdadiger moet sien. Hy het, toe hy tot geloof gekom het, die res van sy lewe gebruik om tot die Here se eer te leef. Al was sy lewe maar nog baie kort, hy het tot die Here se eer geleef. Hy het gepraat met die misdadiger langs om bestraf. Hy het die Here gesmeek om aan hom te dink. So, ons moet baie mooi daaraan vashou. Wanneer die Here geloof gee, is dit sodat ons vir hom kan lewe. En natuurlik die onmeetbare troos daarmee saam. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit is nie 'n oomblik sonder die Here nie. Ek weet daar's mense wat nou probeer slim wees en aan die Grieks karring en sê, maar daar staan eintlik, ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Maar daar staan letterlik, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Wat 'n troos vir die gelowige wat die dood in die oë staar. Ek gaan ewig by my Here wees. Ja, en dat so 'n klein woordjie, 'n 3-letter woordjie sal. Nee? Ja. Die vaste versekering. Nee, miskien nie. Nee, ek dink so nie. Of as jy goed genoeg doen en jy gaan die volgende paar minute nog voor jy asem uitblaas, reg bly dink, sal. Nee, nou, sê nou vir hom. Sal jy. Maak nie saak hoe die volgende deel van jou lewe daar uitsien nie. Jy sal by my wees.
En ja, ek het ook net verwys na die misbruik, ek wil net kortliks hier toch weer verwys na die misbruik van hierdie gedeelte. Daar's baie mense, en ek het dit nogal vir die kerk gisterand gesê, wat dan nou sal sê, ja nee, die doop is nie belangrik nie. Ek meen, kyk, hierdie man het gesterwe sonder die doop. So ons vergeet van die doop, ons hoef nie mense te doop nie, jy hoef nie gedoop te wees nie. Dit is nie wat hierdie verhaal vir ons probeer vertel nie. Dit wys wel vir ons dat doop red jou nie, maar dit maak nie die doop onbelangrik. En so hierdie is 'n unieke gebeurtenis in 'n spesifieke oomblik wat van ons reguit wys die vrye genade van die Here. Maar as jy lewe en jy het tyd om te dink en te leef, dan leef jy soos jy gesê het as 'n volgeling van Christus en jy gehoorsaam sy gebooie. En dit beteken dat jy by die kerk aansluit. Want baie mense gebruik ook hierdie argument om te sê, maar ek hoef nie van 'n kerk by 'n kerk te wees nie. Dit beteken niks vir my nie. En ons belydenis sê sonder die kerk is daar geen verlossing nie. Wat nie bedoel dat die kerk ons verlos nie, maar dit beteken as die Here jou red hy jou in die kerk in. Jy is nie 'n gelowige apart van die kerk nie. So al hierdie dinge wat die mense skep rondom hierdie insident is 'n misbruik van die teks. Dit was nie die doel van die teks nie. Die doel van hierdie teks is om vir ons die radikale aard van genade te wys en dat dit op niks van ons staat maak nie, maar op die Here se genade alleen en hoe geloof en bekering selfs in daai oomblik lyk. Goed. Dit gesê, dis seker ook 'n groot onderwerp op sy eie vir 'n ander tyd, maar dan wil ons bietjie gaan na die opstanding toe. Gerry, die vrou by die graf. So verloop daar die tydperk in die graf. Baie mense praat van Saterdag as die donker Saterdag, stil Saterdag. Jesus lê in die graf. Ons bely ter helle neergedaal. Nou, dit is ook 'n debatpunt, maar in kort sê dit maar net vir ons, hy het die absolute angs en hel van die dood ingegaan. Hy het die pyn en die volle smart en die smaad van die doodservaring ingaan tot die donker dieptes daarvan. Ja. En jy sê net op my beperking op daardie punt. Ons Here Jesus het uitgeroep, dit is volbring. So hy het die volle prys betaal. So ons moet eerder dink aan die Saterdag as hy wat rus na sy werk. Sy liggaam in die graf, sy gees by sy Vader, net soos God gerus het nadat hy geskep het en sê het, maar kyk, alles is goed. Dan dink ons Here Jesus rus by sy Vader en sê, maar ek het alles verwerf. Ja. Daar's 'n bekende lied van 'n ou baptistiese Amerikaanse swart prediker. Lockridge dink ek is hy van, waar hy sing, "It's Friday, but Sunday is coming." Is coming, ja. Is coming. Sondag op pad. Op hierdie oomblik kan jy jouself indink die bose magte juig en hy is dood, die seun van God is dood en die mense het daar geskree, het kruisig hom, sit by hulle huis en stories vertel. Ja, hy het gekry wat ons het soos ons hom wou gehad het ons. Hy het gekry wat hy verdien het en al die owerstes, priesters en die almal het dis verby. Hy is dood. Hy wat ons gehad het is dood. En maar dit was Vrydag en Sondag kom en vroeg daardie oggend vroue gaan om hulle laaste eerbewys aan hom af te handel, want hulle kon dit nie die Vrydag klaarmaak nie, want die Sabbat het gekom. Sononder moes hulle onttrek en hulle gaan toe om hulle laaste eerbewys met die nodige kruie en salwe te doen. En wat 'n verrassing kry hulle nie daai oggend toe hulle aankom nie, Gerry. Die groot klip is weggerol, die Romeinse soldate het gevlug, geskrik toe die engel daar aankom en hulle self soos dood neergeslaan, sê dit in ander evangelies, geskrik en in die stad ingehardloop en die leiers is angstig, die roem wat hulle Saterdag gehad het is daarmee heen, angstig, wat ons maak, nou gaan mense sê, hy het werklik opgestaan, hoe gaan ons 'n storie opmaak om dit alles te verbloem, en die Bybel sê vir ons, daai storie word toen nog tot vandag toe versprei, op verskillende maniere in ons tyd, ja, dit was nie werklike opstanding nie, allerhande stories daarna, maar ja, toe die vroue in die graf inloer, toe sien hulle die doeke waarmee toegedraai is en die kopdoek lê net so asof die persoon ontsnap het en dit net so ingeplof het. Dis nie losgemaak deur iemand nie. Dit is net soos iemand wat deur die doeke uitgekom het en as dit net so neergeplof, dit lê net in plek soos iemand wat daar gelê het. Dit is 'n groot teken van sy opstanding. Maar een van die mooi gedeeltes van hierdie vroue by die graf daai oggend, ook die merkwaardige woorde wat die engel vir hulle vra. Wat soek julle die lewende by die dooies? 'n Geweldige profetiese woord, né? Wat soek julle die lewende by die dooies? Hy het dan vir julle gesê hy gaan opstaan. Gerry, wat sê jy oor hierdie vroue daai oggend by die graf?
Ja, wat 'n aangrypende gebeure moes dit nie gewees het. Hulle gaan om hulle Here se liggaam te versorg en dan kom hulle daar, graf is leeg. Die engel verskyn aan hulle, maar Jesus is nie hier nie, hy is opgewek. En dan daarna is hulle met groot blydskap na die disippels so hardkom om te vertel, ontmoet hulle die Here Jesus self. Ja. En hy wil dan vir hulle sê, maar moenie langer bang wees nie. Ja. Gaan vertel die ander. Ja. Moenie bang of hopeloos voel nie. Dit wat hy verwerf het aan die kruis is vir 'n werklikheid vir almal wat in hom glo. Ja. Ja, en aangesluit by hulle natuurlik is ook kort op hulle hake die ongelowige Thomas, hy wat maar net nie kon glo nie. Ek meen dinge is nou net die vroue se verhaal moes ook seker vir hom, wat kom hierdie vrou nou aan? Ek meen vroue het nie baie sy getuienis nie baie seggenskap in hulle tyd gehad nie, né? En ek meen nou die vroue kom vertel vir hulle, hy het opgestaan en Petrus hardloop terug, hy is sommer heel voor. En hy hardloop die ander disipel vooruit. Jy kan dink wat in Petrus sê, ons gaan net 'n bietjie rondgesels wat in sy kop geleef het na sy verloning van Jesus wat hy hom gesê het, jy gaan my verloon. En dit is 'n mooi verhaal van Petrus se herstel en ons kom nou net daarby. Maar ja, die ongelowige Thomas, nee, ons is maar almal so, Gerrie, die ongelowige Thomas. Die Here kan vir baie keer vir ons so baie wys. Dat my baie dink aan die mense wat gesê het, wys net vir ons 'n wonderwerk, dan sal ons glo. Maar tog het hulle al baie, tot God hulle baie gesien en ten spyte het hulle hom gekruisig. Dink maar aan Israel. Die Here verlos Israel met 10 plaae uit Egipte land uit met wonderwerke wat ek en jy vandag maar net kan dink, wat sou ons gedoen het as ons ooit sulke verskriklike wonderwerke gesien het? Maar die stof het nog nie eens gaan lê die woestyn uit Egipte uit nie, en toe murmureer hulle in ongeloof, né? Ongelowige Thomas, as ek nie sien nie, dan sal ek nie glo nie. Maar hoe die Here hom ook tegemoet kom, né? Maar en tog vir hom, maar ook die woorde wat Jesus toe sê, salig is die wat glo, wat nie gesien het nie. En dis die karakter van die ware geloof, maar tog ook hoe die Here kom op hierdie oomblik en vir Thomas homself openbaar. En dan natuurlik Thomas se groot belydenis toe hy daar neerval. My Here en my God. Bidding, né? Is 'n bekende teks nogal met die Jehova getuies daai, dat nee, Jesus is net die seun van God, hy is nie God nie. Maar daar val Thomas op sy knieë en hy aanbid 'n mens, waarskynlik in Jehova getuies se oë wat jy nie mag aanbid nie, aanbid hy die Here Jesus, my Here en my God. Kragtige belydenis wanneer jy op jou knieë val en gered word. Sny deur alles in hierdie wêreld wat sê, hy was maar net 'n gewone man, hy was net 'n goeie mens, hy was dalk 'n profeet, of hy was dalk dit of dat. Hy was nie waarlik God nie. Maar Thomas se belydenis, eenvoudige belydenis, staan en skreeu deur die eeue, my Here en my God. My en jou belydenis vir ons Here Jesus Christus, vir ons verlossing. Hy wat met sy mond bely, met sy hart glo, sal gered word. Harry, wat dink jy? Maar net so 2 opmerkings. Die eerste een is, jy het nou gepraat van Petrus wat na die graf toe gehardloop het. Dis my baie besonder dat Johannes skryf in die evangelie, dat die ander disipel eerste by die graf gekom het. Ek weet regtig nog nie waarom presies dit so is, maar sê hier hardloop na die graf toe, is een wat gewen het. Ja. Maar dit daar gelaat, ek dink in Thomas sien ons daardie onsekerheid, daardie hopeloosheid, en dat hy homself dan die geleentheid ontneem het om die opgestane Here te ontmoet. Toe die ander disippels op die dag van die Here op die Sondag bymekaar gekom het, toe is hy nie daar nie die eerste keer. En hoe ons ook baie keer as gevolg van ons eie idees en eie emosies, wat glad nie so swaar weeg soos God se woord en sy beloftes nie, onsself die geleenthede ontneem om die lewende Here te ontmoet. Sê maar nee, ek gaan nie nou saam in die erediens wees byvoorbeeld nie. So ek dink daarmee saam dan die mooi, soos jy gesê het, maar die Here kom hom tegemoet in sy ongeloof, as ons dit op daardie manier wil stel. Sê maar, hier is ek. En dan is dit opmerklik dat Thomas aan tot die belydenis kom voor hy gevoel het,
Hy het gesê, as ek nie self my vinger in sy wonde steek nie, maar dan kom hy tot die belydenis voor hy van ons Here Jesus geraak het. Ja. Baie wonderlik. En dis ook, kom ook by die punt uit, interessant hoe die Here elkeen ontmoet op 'n unieke manier en by dieselfde punt uitbring, maar op 'n unieke manier. En dan dink ons byvoorbeeld hier aan die 2 disippels op die pad na Emmaus, in 'n gesprek met mekaar oor die verskriklike dinge wat daar gebeur het. En hulle is verward en hulle verstaan nie die hele storie nie en probeer sin maak van alles. In die volgende oomblik verskyn Jesus aan hulle. Maar interessant dat hulle hom nie herken nie. Dat hulle hom nie herken op hierdie oomblik nie. Kon eers sien dat Jesus is nie. Daar's nou verskillende redes daarvoor, maar ons maak dit nie die hoofpunt nie. Maar die punt is dat hoe Jesus vir ontmoet, en vir my is die mooi van hierdie verhaal. Jy weet, ons kan in al hierdie verhale, kan ons nou die kort oomblik vat, maar laat ons nie vergeet dat Jesus het gekom in 'n heilshistoriese geskiedenis nie. Hy het gekom in die vervulling van God se woord. Hy is die Logos, die lewende woord van God. Hy was van die begin af daar. Hy was die belofte wat in Genesis 3 vers 15 gegee is. Hy is die woord wat vlees geword het. En hoe Jesus aan hulle verduidelik, toe hy hulle oë oopmaak, toe hy die skille wegtrek, en hoe hy vir hulle verduidelik, soos dit aanhoudend in daai gedeelte gesê word, volgens die skrifte moes dit gebeur, volgens die skrifte, en dit sê daar, hoe hy die hele skrif aan hulle uitgelê het, van die wet en die profete en alles, om te wys dat hy is die een wat moes gekom het, wat wys wie Jesus werklik is, en hoe hy homself aan mense openbaar. Dat hy is nie 'n losstaande persoon in die drie-eenheid nie. Hy is nie, ons isoleer hom nie van die drie-enige God nie. Hy is deel van 'n heilshistoriese verlossingsplan, die genadeverbond van God. Hy kom binne in die konteks van dit. En is binne in die konteks van dit waarbinne hy ons red. En is nogal, ek sal nie sê kontras nie, maar al twee waarhede wat saam hier speel. As ek dink aan die man in die kruis wat nie al hierdie kennis noodwendig in daai oomblik gehad het nie, maar tog dat hierdie ook gebeur het. Wys vir ons die, soos die Engels sal sê, die balancing act, die volle openbaring van God. Ons kan nie die man in die kruis insident gebruik om te sê, dit is nie belangrik om te weet presies wie God is nie, solank jy net weet wie Jesus is. Dit sou onwaar wees in die konteks van wat Jesus hier vir hulle vertel en hoe hy homself altyd geopenbaar het en aan mense verduidelik het. Maar die wonderlike deel van my, en mooi deel van hierdie verhaal is, hoe dit sê, hulle vir mekaar sê toe hy hulle verlaat, hoe warm hulle in hulle hart gevoel het, né? En ek dink dit spreek tog bietjie iets tog binne ons gereformeerde konteks, en baie mense wil ons soms as die droë, die chosen frozen, soos hulle sê, die gereformeerdes as 'n chosen frozen beskuldig, en ek dink soms moet ons daai beskuldiging dalk so 'n bietjie sluk en eerlik wees, hoe ons omgaan met die geloof. Onderspeel ons nie die ervaring van ons geloof met die Here Jesus Christus nie, onderspeel ons nie die ware ontmoeting wat 'n mens met die Here Jesus Christus het nie, en daarmee probeer ek nie die gevoel en die ervaring daarvan voortrek nie. Maar hy wat die Here Jesus sien, sal aangeraak wees deur hom. En daar is nie een in die skrif wat die Here Jesus ontmoet het en onveranderd weggegaan het nie. Ek dink aan die duiwelbesetene wat Eligio, wat hy bevry het. Hy het eintlik van gesê, moenie nou te veel oor my gaan praat, nou nie. Nou ook oor die wag om in die dorp toe kom om almal te gaan vertel wat Jesus vir hom gedoen het, né? So ja, die Emmaus gangers vertel vir ons 'n besonderse gedeelte van Jesus se werk in mense se lewens. Gerrie, wat sê jy? Ja, dit is so belangrik wat jy noem daarin van ons moenie emosie net afskryf nie. Maar ons emosie moet getrek word deur die waarheid van die woord. Dis die mooi van die Emmausgangers. As ons daarso lees, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie. Dis nie 'n leë emosie nie, dis die Heilige Gees wat deur die woord werk. En dit is so mooi hoe hulle dan daarna skielik nie meer bang is om in die donker te reis of so nie. Hulle is dadelik op pad om die ander te gaan vertel. Hy het waarlik opgestaan. Ja, wonderlik. En dan later kom ons of nie later nie, maar laastens kom ons by Petrus uit, en is 'n pragtige verhaal. Ek dink hier aan bietjie terug toe Jesus vir Petrus sê, wat sê die skare oor my? En hulle sê, die een sê dit en die een sê dat, en die Here Jesus vra vir Petrus, maar wie sê julle, wie is ek? U is die Christus,
die seun van God. U is die gesalfde, die ware verlosser, en hoe Jesus dan sê, op hierdie belydenis, hierdie rots sal ek my kerk bou. Maar hierdie Petrus wat ook maar selfversekerd was en voortvarend was, ek sal vir u sterwe. Ek sal u nooit verloon nie. En hy verloon die Here Jesus 3 keer. En hy val in 'n diepe gat in depressie. Ek het gedoen wat hy gesê het, ek sal nie doen nie. Wat 'n skandalige, onbetroubare disipel is ek nie. En ek kan my indink, na Jesus se sterwe en hoe hy gewroeg het, en na die tyd wat verloop het totdat Jesus verlaat daar waar hy op die strand, waar hulle vis gaan vang het, en hy gaan seker maar sê, ouens, kom ons gaan vang vis, en ek, die ding raak vir my te swaar, en hoe hulle daar gaan vis vang het, maar hoe Jesus dan ook op die strand ontbyt voorberei, en hoe later hulle kom en iemand sê, dit is Jesus, en Petrus wat nie kan wag nie, hy spring uit daai boot uit, hy trek sy kleed op en hy hardloop, dit is sy Here. Ek dink hy kon nie wag, en hy wil so graag vir hom sê, ek is so jammer vir wat ek gedoen het. En hoe die Here Jesus vir hom daai bekende woorde 3 keer vra, het jy my waarlik lief. En Petrus se belydenis, en die Here Jesus vir hom sê, as ek dit metafories kan stel, ek herstel jou. En nou kan jy die wat geval het soos jy gaan herstel en gaan leer. Petrus se verhaal is maar 'n verhaal van elkeen van my en jou. Ons wat sê, ons volg Jesus Christus, ons is disippels van hom, ons glo in hom, en dan in daai oomblik, wanneer ons gekonfronteer word daar rondom die vuur van die wêreld, en waar ons sê, ek ken hom nie, en dan moet ons maar deelneem aan die wêreldse dinge, ons kruip weg in die duister, in die donker, ons is 'n geheime agent, Christen, ons kruip weg, Petrus, by die vuur, en kom ons in ons sien ons eie dubbelsinnige hart, onbetroubaar as ons harte, die Here Jesus wat genadig is, en hy soos die psalmdigter sê, hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde. En hy weet ons is maar net stof, dat hy tog genees en herstel. En hoe kragtig getuienis Petrus hierna was. Nie perfekte getuie nie, want hy het hom self weeskyn heilig gaan hou daar waar Paulus hom moes vermaan, tussen die Jode en die heidene. So moenie dink Petrus hy stap hier weg as 'n wonderbaarlike rots nie. Ons is sondige met bedrieglike harte, hy het ook maar weer geval, maar die Here Jesus, hy die Here Jesus se genade geleer ken hierso, wat ons end uitdra. Gerry, 'n laaste woord van jou kant af oor Petrus. Ja, ek dink in hom sien ons hierdie troos, soos hy nou gesê het, hy was nie perfek hierna nie, en hy was allermins perfek voor hierdie gebeure. Baie wisselvallig, baie op en af, en op die ou einde, die Here wat aan hom sy genade te wys, of wat hom herstel, en dan dat ons die kosbare briewe van Petrus gekry het in die Bybel. En dan soos die troos, maar hy was nog nie volmaak nie, maar hy was die Here se. Dis ons troos ook. Ja. Gerry, is ek 'n lang episode, maar ek is bly tog dis bietjie langer, dis 'n groot geleentheid. Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Ek moet sê dit was vir myself persoonlik baie bemoedigend om hierdie te stap. Mense sien elke keer nuwe dinge, en dit bring jou net weer by die hart van jou eie geloof uit, en genade alleen, groot is genade, alles is genade. So ja, ons kom aan die einde van ons episode. Laaste woord miskien van jou kant af, en as jy nie het nie, dan kan ons maar afsluit. Ja, ek dink die troos, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Ja, ons gaan Goeie Vrydag vier môre, maar Sondag kom, die graf gaan leeg wees, ons sterwe saam met hom in sy dood, en ons staan op saam met hom as 'n nuwe skepping. Alles het nuut geword, sê Paulus in sy kommentaar, as hy terugkyk na Jesus se opstanding, 'n nuwe skepping, 'n splinte nuwe skepping, nie 'n halwe skepping nie, 'n volle nuwe skepping. Ons het opgestaan saam met hom, en nou lewe ons saam met ons. En sy waarborg van sy opstanding, dat hy ook opgevaar het na die hemel, is dat ons ook daardie liggaam wat hy het na hy opgestaan het sal kry, en ons sal deel wees van sy ewige koninkryk, sonder trane, sonder smart, sonder pyn, sonder sonde. Baie dankie Gerry, baie dankie ook aan ons luisteraars, mag u 'n geseënde Goeie Vrydag en Opstanding Sondag beleef. Mag dit nie net hier bly nie, né? Pas op dat ons nie in die gewoonte verval van 1 keer 'n jaar nie. Kom ons gaan leef elke dag in die opstanding van ons Here Jesus Christus, en mag dit vir u bemoedig in u geloof. Totsiens.